troostelose Sabbat. Ons lees vanoggend Lukas 23 vers 50 tot 56. Asook Johannes 19 vers 38 tot 42. Die Sabbat breek aan, die langste, droewigste Sabbat in Petrus se ganse lewe. Nadat hy van die kruistoneel af weggehardloop het, het hy doelloos rondgedwaal. As hy hom kry, is dit alreeds byna donker en hy bevind hom in Getsemane, daar waar al die verskrikking begin het. Petrus gaan weer onbedaarlik aan die huil. Hy wonder waar sy maats is. Nou het hy hulle bitterlik nodig. 'n onblusbare behoefte aan sy intieme vriendekring van die afgelope 3 jaar se troos gryp vir Petrus aan die hart. Miskien is hulle in Betanië, besluit hy, en hy kies koers na die dorpie langs die hange van die Olyfberg. Petrus tref die bedremmelde groepie manne aan in vriende se huis. Saam met hulle is ook die paar vroue wat saamgekom het van Galilea af. Maria, Jesus se moeder, is troosteloos oor haar seun wat so 'n wrede dood moes sterf. Was dit nie vir daai raadslid nie, dan het sy liggaam op die ashoop beland, sug Johannes. Wat het gebeur, wil Petrus weet. Ek verstaan nie. Nee Petrus, dit is absoluut onverstaanbaar, begin Thomas vertel. Ja, val Jakobus om in die rede. Nadat die meester dood is, kom een van die Joodse raadslede daaraan, 'n man met die naam Josef, glo van Arimatea af. Petrus voel sommer weer die haat in hom opwel vir al wat 'n Joodse raadslid is. Dis hulle wat sy meester laat kruisig het. En dan doen die man die onverklaarbare ding, gaan Jakobus voort. Hy kom vertel vir Maria dat hy met die owerhede gepraat het en dat hulle hom toestemming gegee het om ons meester in sy persoonlike graf te begrawe. Ons kon nie glo wat ons hoor nie, neem Maria Magdalena oor. Maar dit was nie al nie. Daar was nog 'n raadslid saam met hom, Nikodemus. En jy sal my nou nie glo nie. Hy het 'n klomp linne en 'n volle 50 liter mirre en alwyn saamgebring om die liggaam te balsem. Petrus skud sy kop om seker te maak hy hoor reg. Hoe is dit moontlik dat hierdie skatryk manne hulle oor Jesus sou ontferm? Ja, hy onthou vir Nikodemus, daai fariseer het een nag in die geheim met Jesus kom praat, maar daarna is hy nooit weer gesien nie. Julle moet die graf sien. Petrus se broer Andreas is in ekstase. Dis nie sommer maar net 'n ou grafie nie. Hierdie is 'n luukse graf, kompleet met reuse ronde klip wat voor die opening rol. Hy moes seker baie geld vir hierdie graf betaal het. Ja, daar het ons hom neergelê, toegedraai in linne, snik Maria, en al die vroue kom kloek rondom haar, om haar te probeer troos oor haar bitter verlies. En toe kom die Romeine, kreun Johannes bitter, 16 van hulle, daai berugte Romeinse wag. Hulle staan nou nog steeds by die graf om te keer dat ons nie kwansuis Jesus se liggaam gaan steel nie. Verbeel jou.
Waarom sou ons in elk geval so liederlike ding wou doen? Ek moet julle iets vertel, sê Petrus sag en sy lip begine bewe. Op pad na Getsemane het die meester 'n ontstellende ding vir my gesê. Hy het gesê dat ek hom 3 maal sou verloon voordat die haan kraai. Alles raak doodstil en alle oë is op Petrus gefestig. Hy bars in trane uit en begin weer onbedaarlik te huil. Johannes kom sit sy arm vertroostend om Petrus se skouer. Tussen die rou snikke deur vertel Petrus hulle hoe dat hy gelieg het terwyl die meester geslaan en gespot is. Hy vertel hulle hoe dat hy vir 'n diensmeisie gesê het dat hy nie vir Jesus ken nie. En 2 keer daarna het hy weer daaroor gelieg. En net daarna hoor hy die haan kraai. Toe onthou hy Jesus se woorde. Sal God my ooit daarvoor vergewe, snik hy. Sal julle my ooit daarvoor vergewe? Matteus staan op en kom sit ook sy arm om Petrus se skouers. Ek vergewe jou, Petrus. En God sê jou ook vergewe. Hy is 'n genadige God. Nou is die ander ook by en een vir een verseker hulle vir Petrus dat hulle hom vergewe het daarvoor. Ek sou dieselfde gedoen het, troos Judas. Ons was almal bang, ons het almal weggehardloop. Jy het darm nog die moed gehad om agterna te gaan. Maar wat my naamgenoot gedoen het, is onvergeeflik. Julle het nog nie die nuutste gehoor nie, onthou Filippus skielik iets. Judas, die verraaier, is dood. Wat het gebeur, wil almal weet. Selfmoord. Hy het homself opgehang. Daardie lang, droewige, uitgerekte Sabbat bly die bedremmelde groepie bymekaar en vertel vir mekaar hulle belewennisse van die vorige dag. Stadig aan begin daar 'n volledige prentjie vorm. Petrus kan steeds maar nie die verskriklike skuldgevoelens afgeskit kry nie. En almal voel totaal magteloos en verlate. Want 'n Sabbat en niemand durf iets doen nie. En boonop is hulle enigste hoop dood en begrawe in 'n ryk mans graf. En die einde van die wêreld het vir hulle aangebreek. Jesus is dood. Kom ons bid. Here, hoe troosteloos en verlore sou 'n lewe sonder Jesus wees. Dankie dat ek vandag verseker kan weet dat Jesus leef. Amen. Liewe vriende, môre is dit Goeie Vrydag. Môre gaan ons nie 'n dagstukkie uitstuur nie, maar beleef Goeie Vrydag saam met ons, wanneer ons erediens uitgesaai word. Amen.